Verbeel jou pa of ma vat jou hand styf vas en vra vir jou, is jy betroubaar? Of jou beste vriend of vriendin of jou mentor kyk jou in die oë en vra, is jy getrou? Is jy 'n getroue disipel van Jesus? Is jy 'n betroubare mens? In Matteus 25 van vers 14 af het ons vroeër gelees van daardie ryk man wat op reis gegaan het en toe aan sy werkers goue munte toevertrou het. Jy ken die verhaal. In vers 21 en verder lees ons, nadat hy na 'n lang tyd teruggekeer het van sy reis, wat was sy reaksie op sy werkers se arbeid in sy afwesigheid? Vir die eerste twee, aan wie hy onderskeidelik volgens Matteus se weergawe 5 en 2 goue munte toevertrou het, vir hulle is hy vol lof. Hy roep uit, uitstekend. Ander vertalings sê, goed gedoen, mooi so, en in Engels, well done. Hierdie is in Grieks net een woord, wat in hierdie konteks die beste vertaal word met uitstekend, of knap gedaan. Een Engelse kommentaar skryf oor die woord, a single word, not of bare satisfaction, but of warm and delighted commendation. Dan gaan die werkgewer voort en sê vir hulle elkeen onderskeidelik, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom, vier saam met my fees. Of soos in die Nuwe Testament vertaling, jy is 'n goeie en betroubare werker. Jy was betroubaar, selfs oor die bietjie wat jy gekry het. Ek sal jou nou met baie vertrou. Wees saam met jou baas bly. Dink nou weer aan Paulus se woorde oor die vrug van die Gees. Wees vir 'n oomblik stil by jouself en besef net weer dat hierdie 9 karaktereienskappe deur die genade van God nou deel is van jou en my nuwe identiteit in Christus. Dit is nie 'n lysie wette of moets en moenies nie. Dit is ingeweef in jou nuwe aard, jou nuwe wese. Onthou dat Paulus amper daarop hamer dat jy en ek by ons wedergeboorte letterlik nuwe skepsels geword het, of 'n nuwe skepping. In 2 Korintiërs 5, vers 15 tot 18 in die Nuwe Testament moet jy mooi hoor. Paulus skryf daar pertinent oor jou en my nuwe identiteit. Hy skryf, ek sê weer, Christus is die een wat in ons almal se plek dood gegaan het. Dit beteken dat elkeen wat leef, nie meer vir hulle self moet leef nie. Hulle moet leef tot eer van hom wat in hulle plek dood gegaan het en toe deur God lewend gemaak is. Vers 17. Iemand wat in Christus glo, is 'n splinternuwe skepping. Die ou lewe is oor en verby. Let op, alles het nuut geword. Nuwe lewe het aangebreek. Jy het mos jou lewe aan God oorgegee. Jy het jou nuwe lewe in Christus en jou ewige lewe met groot dank aanvaar. Destyds al, toe jy, soos ons uit die volksmond sou sê, toe jy jou hart vir die Here gegee het. Daarom is ook jy nou 'n splinternuwe skepping. Ook jy dra die vrug van die Gees en jy hoor die Here Jesus vir jou dit sê. Jy is 'n goeie en betroubare disipel. Jy is betroubaar, selfs oor die bietjie wat jy gekry het. Ek sal jou nou met baie meer vertrou. Uitstekend, knap gedaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet, ons wat die genade ontvang het om in U te glo, dat U nie net in ons plek gesterf en opgestaan het nie, maar dat U daarmee vir ons 'n splinternuwe lewe laat aanbreek het, en dat elkeen van ons wat vir U lief is, nou 'n splinternuwe skepping, 'n splinternuwe mens is. Dankie vir hierdie waarheid, dat U die ou lewe weggeneem het, dat dit oor en verby is, dat alles nuut geword het. Help my, o Heilige Gees, om met U vrug in my, ook elke oomblik van elke dag nuut te leef. Help my om 'n getroue en betroubare disipel te wees. Amen.